Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly het en in die nag hulle skape opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Maar die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde gaan wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus, die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is, en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense, in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle al weggegaan het, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan kyk, kom ons gaan Bethlehem en gaan kyk wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe hastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê gekry. Nadat hulle hom gesien het, het hulle almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie vir hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonder oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester in haar hart en daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Presies soos wat dit aan hulle meegedeel is. Het jy fees in God se Christus of hou jy Kersfees? Dis die vraag vandag. Hou jy Kersfees? Want almal hou Kersfees. Jy sien dit mos. En ons weet dit eintlik al. Die hele vertoon van die oom met die rooi jas, en die vet pens en die rooi hoed. En ja, die kaartjies en die groter hoe beter sak met geskenke, want dis eintlik waaroor Vader Kersfees gaan, geld maak. Dis eintlik maar wat al die gelowe van die wêreld soms saam doen, want hulle kan almal bietjie geld maak. Hou jy Kersfees? Waar Chris nie omgee wie hy mis nie, en of hy sy doel mis nie? Of hou jy 'n fees saam met God in sy Christus? Dis wat Lukas vir ons hier vra. My liewe vriend, 'n vraag vir jou. Is die vrede wat hierdie engele van praat, die vrede van God, is dit in jou lewe? Sien jy dat die geboorte van Jesus Christus gaan oor God se vrede op aarde en in die mens aanbreek, van wie God in welbehae het in sy seun Jesus Christus? Net dan kan jy vrede in God hê. Net dan kan jy werklik 'n Christusfees hou. Ons weet almal, Jesus is nie gebore op die 25de Desember. Ons weet almal, die 25de Desember is die omdraai dag van die lig in die noordelike halfrond. Met ander woorde, wanneer die son op pad terug is, die koudste punt. Dis waaroor Kersfees gegaan het in die ou dae, in 'n baie vermengde Christelike kerk. Maar dit het die Christene, die regte Christene nie gekeer om hierdie dag te gebruik en te herdenk en God te eer nie. Al is die datum nie so lekker nie. En al weet ons, die herders kon nie in die middel van die winter, want dit is wanneer Kersfees in daai gedeelte van die land in die wêreld is, hulle kon nie in die sneeu, koue, onder vriesvlak lande gewees het, in die buitearea gewees het, daardie tyd as herders nie. Dit was gewoon net te koud, te ongemaklik, te gevaarlik vir die skape. Maar die punt is nie dit nie, die punt is nie of die datum verkeerd is nie, die punt is nie of daar 'n boepens oom met 'n rooi jas deur 'n koorsteen klim nie. Ons weet almal is nonsens. Die vraag wat jy vir jouself moet vra vandag, het jy vrede in God
In Christus, want dis wat die engele sê, vrede op aarde, eer aan God in die hoogste hemele. Vrede op aarde, sien jy die verskil? En in die mense, in wie God, en wie God 'n welbehae het in Jesus Christus. Kom ons kyk gou-gou, wat sê Lukas vir ons? Wat sê God vir jou? Hoe hou jy hierdie fees? Hoe lyk hierdie fees? Die eerste ding wat jy baie duidelik sien in hierdie gedeelte, is die Here is in beheer. Lukas is 'n dokter, hy's 'n vriend van Paulus, hy's 'n geskiedskrywer, hy het moeite gedoen, lees die eerste hoofstukke, om vir ons te vertel wat gebeur het in Jesus se lewe. En die punt wat hy hier vertel is Jesus se geboorte, en hy vertel, daar was 'n ou met die naam van Augustus, 'n baie belangrike koning, jy kry sy naam op muntstukke, hy was belangrik, hy was die Romeine, lang wêreldregerder. En hy het 'n dekreet uitgevaardig. En hy het elke dorp in die Romeinse Ryk, jy weet jy kan verstaan hoe groot en hoe wyd dit is. Dis soos iemand wat vandag sê die hele wêreld moet 'n sensus hou. Een of ander 'n belangrike ou. En almal gaan na hulle huisies, dorpies waar hulle gebore is. Ek weet nie waar jy gebore is nie, ek is in Sandton gebore. En daar sit jy jou naam op 'n lys. So sê Lukas, so het dit gebeur. In die wêreldgeskiedenis was daar hierdie belangrike koning, en hy het besluit, hy moet nou die mense tel. Hy wil sien hoeveel mense het hy, want hy kan weet hoeveel tax kan hy kry uit al die mense uit. En een van daai dorpies eers was sy naam Bethlehem. En koning Dawid was daar gebore, baie jare terug. En daarom moes Josef, wat uit Dawid gebore is, wat in Nasaret bly, al die pad trek Bethlehem toe, want dis waar die boeke sê, hy moet heen gaan om sy naam op die lys te sit. Maar sê Lukas, dit het die Here so besluit, die Here het dit so bestuur. God het hierdie belangrike koning Augustus, wat sy naam vandag nog in die kalender staan, maand Augustus, hy het hom gebruik om die Christus, waaraan die jare getel word, sy geboorte te laat registreer en te laat gebeur in die stad van Dawid, waar God dit wil hê. Kan jy sien, wêreld, groot koning, tel mense, baie dorpe, een dorpie, een plekkie, een krippie, Jesus. Wie is Jesus? Die geboorte van Dawid. Wie is Dawid? Lank voor Dawid, sê God vir Rut al, jy sal geseënd wees, uit jou sal die verlosser gebore. Sien jy dit? God bestuur die konings se harte. God is in beheer van jou hele lewe. Daar's niks wat met jou gebeur sonder die wil van God nie. Sien jy dit? Alleen as jy dit verstaan, kan jy God se fees in Christus hou. Jy kan verstaan, jy kan nie beklei met God nie, want hy is almagtig, hy beheer, hy regeer die geskiedenis, hy het die harte van konings in sy hande, dit is die Here God. En hy het jou lewe ook in sy hande. En hy vra, hou jy Kersfees? Of het jy my gevind, my kind? Want ek het aarde toe gekom vir jou. Ek het in 'n mens kom bly. Ek het in 'n mens se lyfie gebore geword uit 'n maagd, omdat ek jou lief het. Omdat ek jou myne wil maak. Omdat mens wees my plan was, lank voor Augustus, het ek 'n Adam gemaak. En ek het die geskiedenis in my hande. En ek bring baie verlore mense terug na my, in my seun, Jesus Christus. Want hy is gebore om te sterf, om op te staan, sodat jy ewig mag lewe. Het hy al opgestaan in jou lewe? Kan jy sy liefde sien? Beklei jy nog met God se wil, se bestuur? Of sien jy dat hy die tye regeer? Al is die 25 Desember heel van die mik af. Dis die eerste ding wat ons sien. 'n Ware Christusfees verstaan dat God alles beheer. Die tweede een is, 'n ware Christusfees verstaan dat God die eenvoudiges liefhet. Dat God die verworpeling syne maak. Aan wie besluit die Here om hier te verskyn? Dink gou hieraan. Daar is, as jy teruggaan in Matteus, dan verskyn die engel aan Sagaria, Gabriël, en hy verskyn aan Maria, die profeet se ma en Jesus se ma. En hy noem sy naam.
en dan gaan hy weg. Maar hier, in die donker, kom nie net die engel nie, maar die hele hemel se leerskare. So geweldig is dit, dat daai donker nag, helder, soos 'n weerligstraal, wat aanhou uit die hemel op hulle skyn. En die Bybel sê, hierdie ouens was baie bang. Hulle het gesidder, want reg rondom hulle het die lig van God in die donker nag geskyn. Die engel van die Here het oor hulle gehang. Uit die sterre, uit die hemel, het hierdie helder lig gekom. En hy het vir hulle gesê, daar's 'n kind gebore. En die oomblik toe hy sê, in 'n krippie, het jy dit gesien, toe is hy nie meer alleen nie. Die oomblik toe hy die krippie noem, toe breek daar in daardie selfde donker nag 'n skare van engele. Jy kan jouself indink hoe hierdie arme herders, verboureerde mense dit moes ervaar. Die Here kies hulle. Hy kom in 'n engel na Maria en Sagaria, maar hy kom met sy hele hemelskare na herders. Wie's herders? Herders is die rejects. Ek weet nie eens of hulle gegaan het vir die telling nie. Keiser Augustus se telling nie. Dit was ouens wat almal getwyfel het oor, want dis ouens wat deur mense se grond getrek het, waar hulle skapies moes bly, en daar was maar altyd vrae oor diefstal en allerlei goed. Dit was nou nie jou voorbuurt mense nie. Die Here bring sy grootste feesmaaltyd, die feesgeleentheid, daar in die veld, in die donker, ouens wat rondtrek, ouens wat niemand is nie. Sien jy dit? Die Here kom na wie hy wil. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak wat mense van jou sê nie. Die Here kom na jou in Christus en hy sê vrede. Vrede op aarde in Christus, in die mense, in wie ek 'n welbehaag het. En wie het ek 'n welbehaag? In my seun, hulle wat my seun liefhet, hulle wat verstaan. Daai ou wat dink hy's so ryk en belangrik, hy's maar net so donker. Hy's maar net so verdwaal soos jy. Sien jy dit? Die Here sluit in. Die Here se hart is 'n hart van vergifnis. Dis 'n hart van eenheid. Dis 'n hart wat welbehaag het in sonde bevlekte mense, verwerpelinge, donker mense. Die Here is in beheer. Hy sluit in. Die Here doen alles. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen wat voor hom kniel, die ewige lewe kan hê. Is dit jy, my vriend? Het jy daai vrede? Daai hemele vreugde wat die engele van sing. In die hoogste hemel is daar vrede. Jesus sê, as daar een sondaar hom bekeer, dan verheug die engele hulle in die hemel. Is dit jy? Ken jy dit? Leef jy in daardie Christus? Verstaan jy? Jou wedloop is nie teen mense nie. Jou wedloop is teen jouself. Jou wedloop is om te kom op daai punt wat jy verstaan, almal is sondaars, net soos jy. Waar jy ophou om ander te judge en te beskinder en te bespreek, en waar jy ook 'n hart kry van vrede, van saambring, van insluit. Want God het jou ingesluit. God sê, waar ek is, waar my fees is. En dis hoekom hy hierdie donker herderplek gebruik. Daar waar ek is daar vrede. Hemelse vreugde. Nêrens in die donker, dink mense. Ver van enige feestyd. Miskien sit jy alleen vanaand. Niemand om jou te bel nie, niemand wat 'n kaartjie stuur, niemand 'n kersboom, niemand 'n persentjie oopmaak. So, wel, jy kan God se vrede hê, terwyl mense wat bome vol Kersfees het, eintlik niks het. Lewe van bedrog, 'n lewe van leuns. Het jy 'n Christusfees? Of het jy 'n Kersfees? Hou jy nog 'n Kersfees wat die bus mis? My vriend, ek sluit af. Kan jy die kontraste sien? En kan jy sien waar lê God se hart? God se hart lê in 'n babietjie.
met die naam van Jesus Christus, wat gebore is, beskeie, buite die herberg. Daar was nie plek eers vir hulle nie. Maar daar, in Christus het hy vir ons sy genade gegee. In sy seun maak hy ons sy kinders. Het hy vir ons gesterf en opgestaan. Mag die Here gee dat hierdie Kersfees, hierdie Christusfees, mag dit jou fees wees. Mag jy verstaan, dat wanneer jy Christus het, het jy die lewe, sê Johannes. En hy wat Christus nie het nie, hy het nie die lewe nie. Hy mis die Kersfees. Mag die genade van God en die liefde van God jou vashou in hierdie Kerstyd. En mag jy verstaan hoe veilig jy is en hoe rein jy is in God se genade. Gewas deur die bloed van sy seun. Shalom.